Net om te weet dat jy ons as in hulp verneem. Here, die genade is groot en die liefde is wonderbaar. En U is heilig en U is opreg en U is getrou. En daar is niemand soos U nie, Here. Daar is niemand op hierdie aarde, onder hierdie aarde, bo hierdie aarde wat U kan vergelyk word. U alleen is nie net die skepper van die hemel en aarde nie, maar hy is ook die onderhouer van hierdie skepping, Here. En elkeen van ons is ook in U hand, Here. En in die hand is ons veilig, want die woord verseker ons daarvan. Dat U ons nooit sal begewe, nooit sal verlaat en ons nooit sal alleen laat nie, Here. Alhoewel dit dalk droefheid is en smart is in hierdie gebou vandag. Alhoewel daar miskien 'n mate van ongelukkigheid is, Here, bid ons in die kosbare naam van Jesus, dat U stil staan by elke versoek vanoggend. Here, U ken ons beter as wat ons onsself ken. U is meer bewus van ons omstandighede, as wat ons omstandighede van ons bewus is, Here. En dankie, Here, dankie vir U ingryping elke dag. Wanneer ons ons oë oopmaak in die oggend, Here, dan is U daar. Wanneer ons in die aand ons oë toemaak, dan is U daar, Here, want U sal ons nooit alleen los nie. En ons het die versekering daarvan in U woord, Here. Dankie vir U groot ontferming. Dankie vir U seëning en U beskerming, Here. As ons rondom ons kyk en ons sien wat in die wêreld aangaan, as ons sien wat in ons land in die gang is, ons net kyk wat in ons eie omgewing in die gang is, Here, dan skiet ons woorde ver te kort om U te sê dankie dat U ons beskerm. Dankie dat U elkeen van ons veilig hou. Dankie dat U guns oor ons uitstort en dat U vir ons voorsien elke oomblik van elke dag vir elke dag, Here. Baie, baie dankie, Here, dat U so getrou is. En dankie, Here, vir U teenwoordigheid vanoggend in hierdie plek. U weet dat ons sonder U niks is nie. En as ons dit weet, ons vertrou U volkome, Here, dan sal ons ook nooit teleurgesteld wees nie. Dankie vir dit dat U reeds vir ons gedoen het. En dankie, Here, vir dit dat U mee besig is in ons lewe. Want ons weet, U het 'n plan vir ons. U het 'n plan vir ons toekoms, Here. En daarom bid ons in die kosbare naam van Jesus, dat U elke onuitgesproke versoek vanoggend sal raak sien. Dat U elke hart se uitroep sal hoor, Here. Waar daar hartseer is, waar daar smart is, waar daar tekort is, waar daar behoefte is aan werk, behoefte is aan finansies, waar daar behoefte is aan liefde. Ek bid, Here, dat U stil staan en dat U elkeen van hierdie behoeftes in vervulling bring, Here. Baie dankie, Here, dat U so getrou is en dat U ons nooit sal teleurstel nie. Dankie, Hemelse Vader, ook vir die voorreg wat ek het om vanoggend die woord te mag bring. U weet dat ek dit nie op my eie kan doen nie, daarom bid ek dat U my die krag gee, die wysheid, die insig en die vermoë gee om vanoggend die boodskap net te kan oordra, Here. Baie, baie dankie dat U nou elke hart en elke gedagte ontvanklik maak. En wanneer die woord van hierdie kant sal uitgaan, dat die vrug sal dra, wat U dit bestem het om te doen, Here. Dankie dat U my gedagtes seën, dankie dat U my lippe salf en dankie dat elke woord wat vandag gespreek word, sal wees tot eer van U kosbare, wonderlike heilige naam. Die lof, die eer, die aanbidding, kom net U toe, Here. Ons prys U vir hierdie wonderlike voorreg om U kosbare teenwoordigheid te kan geniet vandag. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, mag ek sit plek inneem? Ja, is lekker om Here te dien. Amen. Amen. Gelukkig op ons godsdienst nie te wees soos die rugby nie, nee. Een dag op, een dag af. Een week op, een week af. Nee, ons kan bepaal hoe dit moet wees. Elkeen van ons het 'n keuse van hoe ernstig ons met die Here wil wees. En as ons 'n keuse gemaak het, is dit ons verantwoordelikheid om seker te maak dat ons daarby hou. Ek kan jou tot by die water bring, maar ek kan jou nie maak drink nie. Nie dat ek sê, jy is 'n perd nie, daarom het ek nie gesê van 'n perd nie. Ja. Vanoggend wil ek vir jou vra, my liewe broer en suster. Wat is die verkeerde een? Daar is niks met die moed geëntgehad het, excuse. Mens sien, ek is altyd reg met 'n boodskap of twee. Ja, sê. Amen. En ons word om kant geval nie. Ek wil vir jou vra, wie is die Here vir jou? Wie is die Here vir jou? Is dit iemand wat daar ver is, wat jy al van gehoor het? Iemand wat jy al van gelees het in die Bybel? Iemand wat jy eendag vir ewig mee saam wil wees? Wie is die Here vir jou? En as ek vir elkeen van julle moet vra, gaan ons baie verskillende antwoorde kry. Daar gaan wees wat ooreenstem, maar daar gaan antwoorde wees wat ons verskom gaan laat, want party mense is die Here net die voorseer. Hulle is net, hy is nie die besie. Ander mense is hy net die dokter. En vandag kan jy self die vraag antwoord in jou eie gemoed. Wie is God vir jou?
Kom ons kyk wat sê Eksodus 3 vers 9 tot 14 vir ons. Ek sê weer vir die wat wil saamlees, Eksodus 3 vers 9 tot 14. Die noodkrete van Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe die Egiptenaars hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe sodat jy my volk, die Israeliete uit Egipte kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het vir Moses geantwoord. Jy sien, Moses praat met God en God antwoord. Want wanneer hy met hom gepraat word, ignoreer hy nie. En hy sê, God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal jy my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete en sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur. En hulle vra vir my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Nou dit klink bietjie vreemd, is dit nie? As ek na jou toe kom en sê, ek is sê, jy moet jou huis verkoop. Ek is sê, jy moet nou 'n vrou vat. Dit maak nie sin, ek is. Ons het ons 'n naam. Jy het 'n naam. Jou naam is Anna, of Bertus, of Magdalena, of Petrus. Jy het 'n naam. Maar nou, sê God, sy naam is ek is. Hoor jy mooi? Ek is wat ek is. Nie ek was wat ek was, of ek sal wees wat ek sal wees nie. Ek is wat ek is. Met ander woorde, hy praat in die huidige tyd. En hy sal altyd met die volk van die Here wees. Of dit nou duisende jare gelede met Israel was, of het vandag met Israel is, en of het met 1 Mei is wat nou deel geword het van sy volk. Hy is by ons. Want hy het nie gesê, ek was of ek sal wees nie. Hy praat in die hede, met ander woorde, wanneer jy sy volk is vandag, deel is van God sy koninkryk, dan praat hy met jou en hy sê nog steeds vir jou, ek is. So, vir hulle wat was, hy was daar vir hulle. Vir hulle wat sal wees, hy sal daar wees vir hulle. In hulle tyd, want hy praat van die hede, hy praat van die huidige tyd. So, daar het ons die versekering dat God ons nooit alleen sal los nie, want as hy nou by jou is, gaan hy môre by jou wees, en hy gaan oormôre by jou wees, want hy is wie hy is. Die waarmaker van sy woord. Hy, van wie hierdie boek van geskryf is. Hy wat ons uitgelei uit omstandighede uit. Hy het Israel uitgelei, maar omdat hulle ongehoorsaam was, het hulle baie lang pad gevat. Baie van ons is ongehoorsaam en God is besig om jou uit te lei, maar weens jou opstandigheid vat hy jou op 'n lang pad. Maar deurkom sal jy deurkom en aan die ander kant sal jy kom as jy lank genoeg vashou. Maar om te verstaan ek is wat ek is, dan moet ons eers kyk wat is die eienskappe van God. En nou kan ek vir jou vra, maar wie is God dan? Wie is God vir jou? Hoe sien jy God? Die Bybel sien hom as heilig, liefdevol, goedhartig, genadig, goedgesind, geduldig, alomteenwoordig, alwetend, almagtig, getrou, regverdig, opreg, onveranderlik. Dan is hy ons voorsiener, ons geneesheer, ons leidsman, ons trooster. Die lys gaan net aan en aan en aan, want hoe meer jy kyk na wie God is, hoe meer eienskappe sien jy raak. En dit stop nie. Want jy gaan heeltyd iets kry wat jy kan bysit by daai lys. So jy kan nie net 'n lys maak nie, want teenoor het jy 'n ander kant van God gesien, omdat jy in ander omstandighede betrokke was, en nog steeds gaan jy kan byvoeg, want selfs daar het hy jou uitgehaal, daar het hy jou gehelp, hier was hy, daar was hy. Die Here is goed, en ons besef dit nie altyd nie. Ons bid vir ons familie, ons bid vir ons vrouens, ons bid vir ons kinders, ons kleinkinders. En God antwoord. Toe Chantal en Bertus Vrydag gegaan om te gaan groente haal, hulle het my sleepwa gebruik,
En toe gaan die wiele los. Nie omdat die duiwel die wiele losgemaak het, nie omdat iemand die wiele nie vasgemaak het nie. En dit was nie hulle nie. Ek kan ook nie sê wie dit was nie, maar dit was nie ek nie. Die wiele kon uitgeval het, die sleepwa kon omgekeer het, hy kon die kar saamgetrek het, hy sleepwa kon iemand anders vasgery het, en hulle kon hulle lewe verloor het. So terwyl ons bid, dat God ons sal beskerm, beteken nie, dat ons nie gaan moeilikheid kry nie. Omdat die duiwel is op jou case, en jy moet dit weet. Want jy het jou hart van God gegee, en die duiwel stel nie belang in jou siel, en hy wil net nie, jy moet jou ommaak, want hy weet, sy tyd daar, sal nie hier kom nie. Hy gaan vir ewig in die hel van vuur wees. En hy wil jou saam met hom daai, want hoekom moet jy hê wat hy nie het nie? So hy stel nie regtig in jou belang nie, so as jy dink dit gaan met jou goed, en die duiwel het nie met jou 'n saak nie, dan maak jy 'n fout, want dan is jy op die verkeerde plek. Solank as jy met God besig is, gaan die duiwel op jou keus wees, en hy gaan met jou besig wees, want hy gaan jou wil beroof, van dit wat God vir jou instoor het. Daai wiele kon uitgeval het, enigiets kon gebeur het, ek het nou vir julle verduidelik, wat kon gebeur het. Julle het nog steeds losgegaan, want iemand anders het dit nie vastgemaak nie. Met ander woorde, vir elke situasie, of vir elke ding wat ons doen, wat ons verkeerd doen, is daar gevolg. Vir elke ding wat ons sê, verkeerd ding, is daar gevolg. Met ander woorde, as ons dinge verkeerd doen, is daar straf vir dit. Ongelukkig die ou wat die wiele vastgemaak het, is nog nie gestraf nie, maar hy sal my môre kom sien, dan gaan hy gestraf word. So, wat ek vir jy sê is, ons het allemaal ons verantwoordelikheid, ek moet seker na die wiele gekyk het, sien, weer eens, moet nie ander mense vertrou nie, vertrou God en doen jy wat jy moet doen, waak en bid, nie net bid nie. Maar terwyl ons gebid het God geluister, en toe die wiele losgegaan het die mense gestop, die een rim is heeltemal kapot soos wat hy uitgevreet is, maar hy het nie uitgeval nie. Alhoewel die omstandighede nog steeds nie na wense was nie, was daar geen lewensverlies nie, geen beserings nie. So jy sien, jy mag dalk dink, ja, maar jy weet, dinge gebeur, ja, maar God sê dit laat reën op die regverdige en die onregverdige. Hy laat die son skyn op die regverdige en die onregverdige. As 'n ongelowige hy wil nie vasdraai nie, gaan hy weer uitval, stem nie saam? Of hy wil gaan losgaan. Maar hulle het geen voet om op te staan, wanneer daai voertuig omkeer nie, want hulle het nie God gevra om hulle te beskerm nie. God gaan vir jou die begeerte van jou hart gee. As jy hom vra om jou besigheid te seën, gaan hy jou besigheid seën. As jy vir God vra om die slegte mense uit jou lewe uit weg te vat, gaan hy dit wegvat. Baie jare terug het ons die kerk gehad het, so in die beginjare het ons 'n band gehad. En daar is altyd so, as ietsiekie, ek staan op my kansel, maar ek voel iets is nie lekker nie. En ek het die bultels en ek sê, God asseblief, hierdie is u huis, dis u plek, dis u kerk, dis u alles, dis u koninkryk, en ons is hier om u te dien, maar is iets. Vat hulle weg uit die gemeenteheid wat nie hoort nie. En die volgende week toe bedank met julle band. Nou vra ek vir jou. Jy sien, jy kan besig wees met die Here, maar hoe besig is jy met die Here van die dinge? Jy kan God se werk doen, en jy kan voorberei, en jy kan sing, en jy kan doen wat jy wil doen. Maar doen jy dit om deur mense gesien te word, of doen jy dit vir die Vader? Jy sien, daar is 'n verskil. Jy kan op hierdie kans ook staan en baie goedjies praat, maar wat beteken dit vir mense? Hoor hulle wat jy sê, of voel hulle wat jy sê? Sien hulle wat jy sê? Is jy dit wat jy sê, hulle moet wees? Of praat jy net lippetaal, en intussen tyd is jy geen voorbeeld vir iemand nie? Daarom moet ons so nougeset wandel, en God sê ek is wat ek is, en hy is onveranderlik. En as jy jou hart van God gegee het, en jy word sy kind, dan moet jy ook onveranderlik wees. Jy kan nie weer teruggaan na die kospotte van Egipte nie. Jy kan nie meer teruggaan na jou ou maniere en jou ou gewoontes nie. Ek is wat ek is, en dit sal nooit verander nie. Vandag moet jy na my kan kyk en sê, pastoor, ek is wat ek is, en ek sal nooit weer wees waar ek was nie. Want ek het verander. Ek het my gedagtes vernuwe, daar was 'n paradigma verskuiwing, my gedagtes het omgekeer, bekeer is omkeer, jy draai jou rug op die sonde, met ander woorde, jy draai 180 grade. Party mense draai sommer, hulle maak 'n donut, hulle maak 'n 360, dan gaan hulle net aan waar hulle vandaan gekom het. Nee, ek so pad so toe, ek maak omkeer, en dan gaan ek net weer aan.
Hierso het ek net so 'n bietjie tyd spandeer, want ek het gehoor van die Here en ek het hom so 'n bietjie getoets, maar aan die einde van die dag kies ek maar die ou pad. Baie mense doen dit, baie mense val terug. En dan waarsku die woord vir ons. Hy sê as die duiwel uit jou liggaam uitgedryf word, in my eie woorde, dan is daar 'n leemte. Daai leemte moet nou gevul word deur die Heilige Gees. Anders dan bly daar 'n leemte. En daai bose gees gaan uit jou uitgaan. En hy gaan swerf, want jy het hom beveel om uit te gaan, maar na tyd gaan hy terugkom. En as hy sien dat die huis onbewoon is, nie gevul is deur die Heilige Gees, dan sê die woord, gaan haal hy 7 wat slegter as hy en hy kom in jou woon. Hoeveel mense het jy al gesien wat hulle hart vir die Here gegee het? Kom ons sê nou maar, hulle het 'n drankprobleem gehad. Nou bekeer hulle en hulle drink nou nie meer nie en dit gaan met hulle goed. Maar dan loop jy daai ou 10 jaar later raak. Dan het hy nie huis nie, het nie 'n vrou nie, het nie kinders nie, hy gebruik nie net drank nie, hy gebruik nou dwelms en hy is verslaaf aan pornografie, want die duiwel het uit hom uitgegaan omdat hy beveel was om uit te gaan, omdat hierdie persoon nie gekies het om daai leemte te vul met die Heilige Gees van God nie. Het daai demoon teruggekom, het ander saam met hom gebring en hulle maak wat hulle wil. Daarom moet jy gevul word met die Heilige Gees en dit is 'n daaglikse ding. Jy kan nie sê ek is deur die doop wat die Heilige Gees het oor my gekom en nou is ek okay nie. Ek gaan nie nou water mors nie, ek het dit al in die verlede gedoen as ek al gepraat het. Hierdie botteltjie is nou vol, maar as ek hom sou oopmaak en ek gaan met hierdie ding te kere, dan gaan die water in die hele wêreld vol wees en dan is daai botteltjie soveel water in, né? Nou as ek môre soveel water nodig het, maar ek het net soveel, dan loop ek op empty. Maar as hierdie botteltjie daagliks vol gemaak word, kan ek soveel daarvan gebruik as wat ek nodig het en hy bly vol. Dit is hoe dit is in ons geestelike lewe. Jy word gevul met die Heilige Gees. En nou kom jy stamp in die stote van die lewe en jy word kwaad en jy vererg jou en jy praat lelik en jy doen verkeerde dinge en jy doen iets wat niemand sien nie en jy vat iets wat nie aan jou behoort nie. So daai Heilige Gees word geskommel. Jou lewe is te mekaar en dan begin jy leegloop. Maar as jy daagliks vervul word met die Heilige Gees, elke oggend gaan jy in jou binnekamer en jy bid God dat hy moet jou seën in daai dag. Hy moet jou vul, hy moet deel wees van jou lewe en jy nooi hom elke dag in. Dan kom hy in en hy bly binne. En dan gaan jy nog hier in die stampe en die stote van die lewe gaan, maar vanaand word jy weer volgemaak. Môreoggend word jy weer volgemaak. Dan loop jy nooit leeg nie. You can never outgive God. So jy kan maar liefde gee. Jy kan guns gee. Jy kan genade betoon. Want God gaan vir jou nog meer gee om te gee. Jy kan nooit meer gee as wat hy vir jou kan gee nie. So begin om te gee en jy gaan sien. Reik uit na mense toe. Wees daar vir mense in 'n tyd van nood. Die mislikste, redelikste ding wat jy kan wees as iemand wat dink jy weet alles. Ag ou broer, ek is daar deur, ek weet. Ek weet hoe jy voel. Jy weet nie hoe hy voel nie. Want jy is nie hy nie. Jy is nie sy nie. Ja, maar ek is ook deur 'n moeilike tyd en ek weet hoe jy voel. Nee, jy weet nie. Want jy is nie daai persoon nie. Jy weet nie hoe hulle dinge ervaar nie. Maar as ons is wat ons is, as volgelinge van Jesus Christus, dan gaan ons ook heilig, liefdevol, goedhartig, genadig, goedgesind, geduldig, teenwoordig gaan ons nie wees nie, maar ons sal belangstel om teenwoordig te wees, né? Alwetend, net God is alwetend, jy dink miskien jy weet alles. En as jy wil weet wat dit beteken, vra 'n tiener. Hulle weet alles. Tot hulle groot word, dan kom hulle agter, hulle het gedink hulle weet. Ja. Ek dink Google vra ook vir die tieners. En as jy almal wat so is, die ander tieners is sweet. Hulle ken hulle plek in die lewe. Want as jy pad met Christus stap en jy's 'n tiener, dan weet jy wie jy is en jy weet wie Christus in jou is, dan is jy nie alwetend nie. Dan is jy afhanklik van God en die kennis en die wysheid wat jy het, kan jy aan hom toeskryf. Dit maak 'n baie groot verskil. Dan is jy ook getrou, regverdig en opreg. Dit is ons die eienskappe wat ons moet hê. Ons kan nie alomteenwoordig wees nie en ons kan nie God wees nie. Ons kan nie Jesus wees nie, maar tog sê die woord ons moet wees soos Jesus. Wees heilig, want ek is heilig. Ons moet dit najaag, ons moet streef daarna. En as hy sê ek is wat ek is, dan beteken dit hy gaan nie verander nie. En dan sê die woord ons vir ons, God is onveranderlik. Gister, vandag en tot aan die ewigheid is hy dieselfde. Hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy het nie nodig om jou guns te wen nie.
God is wat hy is en hy sê wat hy sê. En as jy nie by dit kan inval en jou lewe daarvolgens kan aanpas nie, dan gaan jy nie hemel maak nie. Want onthou die Bybel is geskryf vir God se kinders en die mense wat nie volgens handel is God se kinders en die hemel is vir hulle. Die hemel is vir almal, maar dis nie almal wat dit maak nie. Maar dis nie almal wat bereid is om my pad te stap nie. Dis nie almal wat is wat ek is nie. Jou ja moet ja wees en jou nee moet nee wees. Jy moet nie beïndruk word deur ander mense of geforseer word deur ander mense om nou jou karaktereienskappe prys te gee en jou beginsels prys te gee sodat jy kan inwees met die troue. Daar by my huis was geslaan die 21st verjaarsdagpartytjie. Die klein seun verjaar eintlik vandag, maar het gister begin en toe kon hulle om 12 uur sing. Terwyl hulle besig om buite die party is, ek besig om die boodskap voor te berei. Beteken dat ek is nie deel van my nie. Ek was by dieselfde adres. Ek het met God tyd spandeer. Terwyl ander mense nie tyd met God spandeer. Verstaan jy wat ek sê? Met ander woorde is jou keuse wie jy is. Jy moet opstaan vir wat jy weet wat reg is. En ek het jou gesê, God sal nie verander nie. En dit beteken ook, hy gaan nie verander sodat hy jou kan akkommodeer nie. As jy nie is wat hy wil hê jy moet wees nie, dan gaan hy jou nie akkommodeer nie. Hy gaan nie sy beginsels prys gee sodat jy gemaklik kan wees nie. God se beginsels staan vas want hy is wat hy is. Heilig, sonder sonde. En hy het ook nie deel in sonde nie. So as jy aangaan en jy het 'n sondige natuur en jy laat dit beheer vat van jou lewe of jy gaan maar net aan met dit en jy doen alles wat die wêreld doen, op 'n Sondag kom jy kerk toe, wil ek vir jou sê, jy is besig om jouself te terg. En ek wil dit nog leliker sê, dan is jy heiligelaar. Dan is jy niks anders as 'n fariseer en 'n sadiseer nie. Jy moet jou lewe lewe volgens dit wat God verwag van jou. Jy moet wees wat jy is en jou ja moet ja wees en jou nee nee. Jy gaan nie vir my sê vat 'n dop nie, want ek gaan nie 'n dop vat nie. Jy gaan nie vir my sê vir my trek nie, want ek gaan nie 'n trek vat nie. As jy my grappie vertel, kan ek lag voor as dit nie vulgêr is nie. Met ander woorde, om kind van God te wees is nie 'n saai lewe nie. Ek het 'n vol lewe. Ek geniet my lewe, ek geniet my vrou, ek geniet my kinders, ek geniet my kleinkinders, ek geniet my lewe. Want God is goed vir my. Maar ek kies om by sy voete te bly. Ek kies om vir my kinders en kleinkinders te bid. Ek kies om te bid vir my gemeente. Ek kies om te bid vir my pastoor Boeta en sy vrou en daardie Here vir hulle beskerm. Nie net omdat ek gebid het nie, want dit maak nie saak wie bid nie, dit maak saak wie antwoord. Maar daar is gebid en God het geantwoord en dis wat saak maak, nie wie het gebid nie. En miskien bid julle almal, en wil ek vir jou vandag sê, jou gebed is beantwoord. Want Chantal is vandag hier. My Boeta Bertus is hier. Met ander woorde, God is getrou. Hy doen wat ons vir hom vra, as dit in lyn is met sy woord. God sê vir ons ook, in sy woord, in 2 Timoteus 2 vers 13, as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. God gaan nie teruggaan op sy woord nie. Hy het gesê ek sal vir jou sorg. Hy het gesê ek sal jou lief hê. Hy het gesê ek sal met jou die pad stap. As jy jou hand in my hand sit, sal ek jou nooit los. God het hierdie dinge gesê in sy woord en elke belofte staan vas. Hy sal homself nie verloon nie. Hy gaan nie teruggaan op sy woord nie. Maar nou moet ons eers verstaan, wat beteken verloon volgens die woordeboek? Om ontrou te word aan jou eie beginsels. Verloon jy jouself as jou pelle kom kuier? Is jy 'n ander mens wat die pastoor by jou kom huisbesoek doen as wat jy is wanneer jou pelle by jou kom huisbesoek doen? Vra maar net, want jy is veronderstel om dieselfde mens te wees. Amen. Of ek op my motorfiets ry of ek by 'n reisiesbaan sit en of ek in die kerk is en of ek by 'n kind se skool aktiwiteite is, jy moet dieselfde mens wees. Jy kan nie jou koppie laat uithak en die wêreld sien jou en hulle dink, is dit hoe 'n kind van God werk? Want jy is besig om 'n vals idee vir mense te gee, wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Jy taal gebruik. Ek het julle al telke male gesê, vermaan en veroordeel is dieselfde ding. Wat die twee goed verander, is die gesindheid waarmee jy dit doen. Maandag, môre,
moet ek nou vermaan oor hy wiele wat los was. Nie veroordeel nie. En dis baie keer moeilik, want ek sal vir jou sê, as jy kwaad is, vermaan jy nie. Dan veroordeel jy. Want dan wil jy jou eie gedagte, jy wil eie reg laat geld. Is dit nie so nie? Kom ons wees eerlik, mense. Ons is ons nie uitgelaas nie. Wie van ons sê mooi goedjies as ons kwaad is? Vertel jy vir jou man hoe goeie gawe man is en hoe jy hom waardeer as hy jou kwaad gemaak het? Nee. Nee. Jy praat van jou kop. Nee. Met ander woorde, wat doen jy as jy kwaad word? Jesus het kwaad geword toe hulle die tempel gebruik het om geld te maak, nee. Hy maak julle my vader se tempel 'n handelshuis. My vader se huis 'n handelshuis. Hy het die tafels omgekeer. Maar ek kan jou verseker, en as jy gaan kyk, die woord sê hy het gegaan en hy het vir hom 'n sweep van vleg. Al die vertalings sê dit en al die evangelie sê dit nie dieselfde nie. Maar of hy nou 'n riem gevat het, hy vir hulle geroer het, en of hy net die tafels omgekeer het, hy het dit gedoen met die autoriteit wat hy het in God. Hy het nie gevloek en skree en skel nie. Hy het gesê, julle maak van my vader se huis 'n handelshuis, en hy het dit omgekeer. Want dit is verkeerd. Maar hy het nie sonde gedoen. So jy mag kwaad word. Want dis wanneer jy die lip moet zip. Moenie dan goed sê as jy kwaad is nie. Want jy gaan nie goeie goed sê nie. En dit gaan nie in. En dit gaan nie uit nie. Dit hang rond hier in die ruimte hier binnekant. En aan 'n dag, as daar nou weer 'n tantrum gegooi word, of dit nou jy of mamma is, dan kom hy goed uit. Onthou jy het dit gedoen en jy het dit gesê, jy het dit gesê, want jy dink, dit gaan nie in en daar uit. Dit gaan nie in en dit bly binne, totdat dit uitgehaal word, of dit af vergifnis kom. Dan word dit uitgehaal. So, wees stadig om te praat wanneer jy kwaad is, maar jy is 'n mens en jy het emosies, en dit is reg om kwaad te word, want jy staan op vir wat reg is. Jy gee nie jou beginsels prys nie, maar nou moet jy dit nie te ver vat nie. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Dan gaan kyk jy na Galasiërs 5 wat vir ons sê, die werke van die vlees, selfbeheersing, is een van hulle. Met ander woorde, as jy selfbeheersing verloor, met ander woorde, jy is nie meer in beheer nie. Stem julle saam? Selfbeheersing verloor. Ek self het my beheer verloor. Nou wie die beheer gevat? Dink jy die Here gaan dit vat? Nee, God gee jou die begeerte van jou hart. Hy staan terug, want dit is jou saak. Hy gaan nie interfereer tot jou vra nie, maar die duiwel is 'n leienaar. Hy is uit te steel, te slag en te verwoes, en jy daai mond oopmaak om nie goeie goed te sê nie, dan gaan jy slegte goed sê. En die duiwel gaan jou gebruik, en hy gaan dit teen jou gebruik. Onthou net, die duiwel is slinks. God is getrou en nooit sal hy sy beginsels laat vaar nie met akkommodeer nie. Om dinge te aanvaar, net omdat hy vir jou lief is nie. God het geen deel in sonde nie. As jy wil bly in sonde doen en jy wil bly in verkeerde goed doen, dan staan hy terug. Hy is daar waar sy wil uitgeoefen word. Selfs die natuurwette is deur God daar gestel, en hy gaan dit nie verander nie. As jy voor 'n 30 ton trok inloop en jy weeg 100 kg, want jy so natkol as jy president Steinstraat, nee. Want die natuurwet sê, 'n mens van 100 kg kan nie 'n 30 ton trok stop nie. Dit kan nie so wees nie. God gaan nie die reëls verander omdat jy sy kind is nie. As jy nie kyk waar hy loop nie en jy los 'n natkol op daai keerpad, is dit God se skuld? Of moes jy gekyk het voor jy oor die pad gegaan het? Jy sien storms kom en storms gaan. Ongelukke gebeur. Daar was ons nog amper ongeluk. Die definisie van 'n ongeluk is 'n onbeplande, onbeheerde gebeurtenis wat veroorsaak word deur onveilige handelinge of onveilige toestande. Enige aanwag sal van vir jou sê, want dit word in jou ingedrul vandat jy begin met jou aanwag. En hoor mooi wat ek sê, 'n onbeplande of onbeheerde gebeurtenis wat veroorsaak word. Hoor jy, dit gebeur nie self nie, dit word veroorsaak deur onveilige handelinge of onveilige toestande. Nou kan jy maar self daaroor gaan pyns. Amper. Daarom is dit 'n amper ongeluk gehad. Want jy sien dat ons nie meer onbeheer nie.
En hulle kon beheer uitoefen en hulle kon aftrek. Want God het hulle die wysheid gegee van wat om te doen. Chantal kon net voet neergesit het en dan gaan sy, want hierdie weetjie sal weer reguit kom. Hy weetjie gaan afkom, en dan die moeilikheid, want hoe vinnig groter is die moeilikheid. So wat ek toe sê, my liewe broer en suster, God is daar vir ons elke oomblik van elke dag, maar jy moet beginselvas wees. Hy is wie hy is, en jy moet wees, hy wil hê jy moet wees. En jy moet nie verander om mense te akkommodeer nie. As jy nie van my hou nie, is jou probleem. Ek gaan nie te kwaad wees, hoor nie, ons hou ons nie almal van almal nie. Ja. Solank God met my lewe tevrede is, het ek regtig nie 'n saak wat jy dink nie. Nie dat ek nie lief is vir jou, of dat ek omgee hoor nie. Ek gee om, as mense my nie wil aanvaar nie, omdat ek 'n pad met die koning stap, dan is dit 'n probleem. Ek gaan nie my beginsels prys gee nie, ek gaan nie my God prys gee om hierdie wêreld te akkommodeer nie. Wie gaan voor die regte stoel van Christus staan? Ek of die mense wat my afgetrek het? Jy gaan self daar staan, jy gaan verduidelik, hoekom het jy toegelaat dat dit gebeur, nadat jy die gees van die waarheid ervaring beleef het. Jy het geweet wat reg is. As jy uit 'n vliegtuig uitspring, dan bereik jy 200 km/h. So jy nie volskerm het, nee. Omdat die Here vir jou lief is, gaan hy nou dat jy nou stadiger val, sodat jy sy leiding kan hê. Gravitasie is 'n natuurwet, dis 'n reël. En dit gaan nie verander nie, al is God vir jou lief. Daarom moet ons nie net kanse vat nie. Jy kan nie net bos gaan en dink, die Here gaan jou help nie. Dink jy Daniel sal dit gemaak het in die leeuke en as God nie by hom was nie? Al wat jy die volgende oggend so gesien het, hy loos het hulle lippe aflek. Want die wet van die natuur sê, leeu eet vleis. Nou is jy in hulle hok. En hulle kos word in hulle hok gesit. So wat is jy nou? Kos. Maar as God se hand op jou is, dan kan hy die vyand stop. Dan kan hy die loose bekke sluit. Dan kan hy mense van jou weerhou. Maar jy moet onder die bloed van Jesus wees, want hy is dieselfde en hy verwag van jou om dieselfde te wees. Swaartekrag is 'n natuurwet, sondesin. Sonde is ook 'n natuurwet. Dis die dood. As jy in sonde bly lewe en jy ken nie Jesus 'n kans in jou lewe nie, en jy verander nie jou lewe nie, dan gaan jy die ewige dood ingaan, die ewige verdoemenis. En dit is nie so lekker as jy gaan uit dood en nou is dit stil nie. Dan begin die ewige straf. En dit stop nooit weer nie, so dink daaroor. Deur 'n verhouding met die Vader te hê, leer jy hom ken. Jy weet van my, maar ken jy my regtig? As daar een mens is op hierdie aarde wat my ken, is my vrou. Sy sê wat my sal sê, het jy al jou pilletjie gedrink? My kwaai word pilletjie. Ek het ons nou al vir julle gesê, ek is nie die geduldigste oor haar is nie. Maar ek het besef dat ek word 'n lelike mens as ek nie die Here verloor. En ek het die dokter toe gegaan jare terug en hulle het my 'n klein pilletjie gegee wat ek net elke dag moet drink. My vrou het sê dis my chillpot. Dis nie dat ek van die pil afhanklik is nie, maar God het my 'n verstand gegee. Wil ek optree dat mense deur my optrede geskaad word? Dat mense aan God teleurgestel word oor hulle pastoors wat te kere gaan? Of wil hulle pastoor hê dat hulle kan opkyk? Omdat hy 'n pad met God stap. Dan word hy kwaad, dan gooi hy 'n terror tantrum nie. Nee. So almal van ons het ons probleempies, almal van ons foutjies, niemand is perfek nie. Ek gaan nie van jou skinder nie, maar ek kan vir jou kwaad word. Verstaan jy? Ander mense word nie kwaad nie, maar as kinders. So ons het almal het ons foutjies, maar ons moet aan ons foutjies werk, want dit word aan jou geopenbaar waar jou swakpunt lê en die duiwel gaan jy fokus op jou swakpunt. As jy 'n man is wat lief is vir ander vrouens, gaan die duiwel vir jou die mooiste vrouens op jou pad bring. En dan gaan hulle mooier word. En dan het jy 'n probleem. So my liewe broer en suster, wat ek vir jou sê, die duiwel gaan nie ou wat nie 'n drankprobleem het nou skielik in die pad laat op in die dag nie. Wat gaan jy nou maak? Ander ons vermaak want jy Coke Zero drink. Dit maak ons nie sin nie. Maar daar waar jou swakpunt is, daar moet jy toemaak, want dis daar waar die duiwel vir jou gaan vat. Dis nie net wat mense sien wat sonde is nie, dis wat God van weet wat verkeerd is wat sonde is. En jy kan vir mense goed wegsteek, maar vir God kan jy niks wegsteek nie, want hy is wat hy is. Ek is wat ek is. Psalm 46 vers 11 en 12 sê vir ons die volgende: bedaar en erken dat ek God is. Sien? Bedaar.
selfbeheersing. Word rustig, raak kalm, dink mooi. Hoeveel keer het iemand het al vir jou gesê terwyl jy kwaad geword het? Raak net rustig, ou. Kalm. En dan sien jy dingetjies in 'n ander perspektief. Maar solank as wat ek kwaad is, en ek het my idee, en ek gooi nou 'n tantrum, nou gaan die duiwel 'n leiding groei. Of spring ek in die kar en ek spin hom weg en dan ry ek in die boom vas. Maar jy maak nie fout in die boom van voor jou inspring. Want as jy so is, dan maak jy nie foute nie. Maar nou sê die woord vir ons, bedaar en erken dat ek God is. Met ander woorde, raak rustig en sien wie ek is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Met ander woorde, jy kan hom nie pyl nie, so kan jy hom nie voorskryf nie. Jy kan vir mense, jy sal nie dit weet doen nie. Maar jy kan nie vir God sê, jy sal dit nie weet doen nie. Want jy kan hom nie eers sien nie. Jy ken hom net wanneer jy met hom 'n verhouding het. En dan gaan jy nie so verwaand wees om hom hierdie te sê nie. So jy sien, bedaar en erken dat ek God is. Hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here, die Almagtige, is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Amen. Jou veilige hawe is by die Vader. Amen. Al word jy hoe kwaad, tel tot 10, en jy sê, frikpunt 1, frikpunt 2, tel ten minste tot 10, maar moenie sondig nie. So, want, wanneer jy goed gesê, kan jy het nie terugvat nie. Nou sê vir jou kind, jy is 'n moroon, jy is 'n idioot, kyk hoe lyk jou rapport. Nou kan hy kind, glo, hy is 'n moroon, hy is 'n idioot, hy gaan nie leer nie, want wat dan moet ek leer, ek gaan niks in die lewe bereik nie, maar dis wat my pa vir my gesê het. Nou maak jy daai kind glo, dat hy nie iets werd is nie. God weet, ek en jy is sondaars. Maar hy sê ek het gesterf, sodat julle mag lewe. Ek het julle lief, en julle moet my lief hê, so moet julle julle naaste lief hê. Hy weet, jy kies om baie mense in die liefde en jy is 'n nare mens. Maar tog sê hy vir jou, die ander mense moet vir jou lief wees, so jy moet vir hulle lief wees. Doen dan anders soos jy wil hulle aan jou moet doen. Moenie jou motorbike 2 in die môre gaan staan en reg daar wie dan my mankie nie. Want die mense daar bo in Pretoria Noord nie kan slaap nie. Want wat gaan jy maak as hulle môreoggend, as jy lê en slaap, as sit hulle gospel musiekklip aan, dan gaan jy daarvan hou. Jy is veronderstel maar, want jy gaan nie. Want jy sien jy die verkeerde gesindheid. Want ons doen aan ander, en ons dink nie dat die woord van God sê, doen soos wat jy wil hê aan jou moet doen. Jy is kinder van ander mense, hoe voel het as hulle van jou is kinder? Jy ruk jou vrou rond, hoe kan het voel as al die boetie jou kom ronddruk? Of as jou vrou jou ronddruk, het jy van die aand iets gesien? As so 'n sportprentjie van Antie met sikker was ons in die komiteer so maar, as hy en sy vrou nog nooit 'n argument gehad. Want alles wat sy sê is reg. Met ander woorde, my liewe broer en suster, ons moet nie net na die fisiese kyk nie. Die fisiese gaan vergaan. Die antiese muscles gaan weggaan eendag ander tyd. Ja. As 'n borskas word 'n hangkas, dan sou ek nie meer dieselfde nie, maar ons moet besef dat hierdie goed is eintlik tydelik. Wat saak maak is die permanente, die ewigheid. En die keuses wat ons vandag maak, gaan ons ewigheid beïnvloed. As ek vandag met my vrou nice is, gaan sy vandag met my nice wees. En môreoggend dan word sy wakker en sy weet ek as met haar nice, gaan sy op begin nice wees vroeg al, want dit was lekker. Amen. Maar as ek van die werk af kom en sy kyk mense sê, vandag praat ek met jou nie op bel. Dit gebeur. Is ek realisties of is ek nie? Party vrou kyk eens hoe lyk die man as hy by die huis kom voordat sy hom groet. Want sy wil net sien wat sy stemtoon moet sy hom groet. Dit is so. Want jy kry aardige mense, want hulle lewe draai net om hulle self. Maar God sê ek is wat ek is, want hy is al hierdie goed en hy wil hê ons moet al hierdie goed te wees, by die eienskappe is wat Galasiërs 5 vir ons sê ook. Die vrug van die Gees moet in jou lewe wees. Dan gaan jy 'n gelukkige vrou hê. As die werke van jou vlees, of die werke van die vlees in jou liggaam teenwoordig is, dan gaan jy 'n bedroefde vrou hê. En andersom, ek maak nie of die anties onskuldig is nie. Waarvan die anties maak dat daar moeilikheid in die huishouding is. Maar ons moet nog steeds, of ek 'n man of 'n vrou is, ek moet seker maak dat ek my kant bring. Dan sal dit goed gaan in my huishouding. Want wat ek saai, gaan ek maai. Nou kom ek en ek is 'n brombeer by my vrou, dan word sy 'n bromsog.
Nou het ons 'n lekker fight op hande hierso. Maar as ek kalm is, en ek respekteer my vrou, gaan sy dit waardeer, en sy gaan wil hê, dit moet voortduur, en sy gaan met my dieselfde wees. Is dit nie so nie? Dis common sense. Doen dan anders as jy wil aan jou moet doen. Ek is wat ek is, wil, en sal altyd daar wees, vir sy kinders, wat hom in gees en in waarheid dien. God verander nie van plan nie. Hy is nie 'n mens dat hy lief nie. God wil hy sy kinders moet geseënd wees, die woord sê dit vir ons. As God nie wil hy sy kinders moet geseënd wees, nie, hoekom sal hy oor die 2000 beloftes in sy woord wees, vir sy kinders? Elkeen van hierdie beloftes is 'n waarborg dat God wil hê dit moet met jou goed gaan. Want wanneer jy jou kant bring, dan sal God ingryp. Ek sê altyd, as jy doen wat jy moet doen, dan sal God doen wat hy beloof om te doen. Sy beloftes is in hierdie woord. Hy wil jou seën, maar kan hy jou seën? As jy vulgêre ou mannetjie wat heel aan voor hy rekenaar sit en pon kyk, of as jy iemand wat tyd spandeer in die teenwoordigheid van God, jou vrou respekteer, nie soos wat hulle in die pon movies maak nie. Hoor wat ek sê? En dit gaan nie net oor pon, dit gaan met enigiets. As jy werk vir jou pay, en dis jou pay, en jou vrou moet sien vir die huishouding, en jy bring nie jou kant nie, jy het nie 'n saak nie, is dit regverdig? Nee, kan God daai huwelik seën? Nee, want die vrou is ongelukkig oor die man optree en die man en sê, is my way of your highway, as jy nie like nie wat te gaan. Dink jy God se seën gaan op daai huwelik wees? Ek dink nie so nie. Hoekom is daar gesegd dat sê verder pray together, stay together? Amen. Wanneer ons tyd in God se teenwoordigheid saam spandeer, dan is ons daar, want hy, daar 2 of 3 in sy naam vergader, hy het geweet waarvan hy praat in sy woord, want 'n man en vrou is net 2. En as daar kindertjies is, dan word ons 3 of 4, en ons is in God se teenwoordigheid, dan is ons in sy teenwoordigheid, en dan kan ons met hom praat, en hy sal antwoord aan ons vra. Want hy is wat hy is. Nie was wat hy was nie. Dit was nie 'n ander God, wat Israel gedien het, toe hulle die woestyn gelei was nie. Dit is nie 'n ander God wat nou staan en toekyk oor dit wat nou gebeur in Israel nie. Op die bestemde tyd sal God ingryp, maar intussen tyd moet sy profesie in vervulling kom. Jesus kon gesê het, ek het genoeg gehad van julle, as wat my so kastei nou, ek roep die engele, ek gaan nie aan hierdie kruis sterf nie, julle verdien dit nie. En dan kon hulle net jy met 'n nuwe mens kom voorbegin het, nee. Dis nie wat die profesie gesê het nie, en God gaan nie terug op sy woord nie, die profesie kom in vervulling. Daar's 'n profesie in jou lewe, dit beteken nie dit gaan net maklik wees nie. Baie mense het baie geld gehad en het alles verloor. En ek wil vir jou sê vandag, is die vinnigste ding om van 0 tot 0 te gaan. Net so. Een verkeerde keuse wat jy maak, dan is jy daar waar jy begin het, tot 30 jaar terug. Maar die keuses wat ek vandag maak, God sê waak en bid. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat stap. Spreuke 3. God wil hê sy kinders moet geseënd wees. Ons is geseënd, ons is almal hier so pragtige mense met goeie gesondheid. Dit kon anders gewees het. Jy kon vandag in 'n hospitaalbed gereed, maar God het beplan dat jy vandag hier moet wees. Daarom moet ons dankbaar wees vir alles. Want as ons gaan aanvaar dat God is wat hy is, en dan ek kan ook dan sê, ek is wat ek is, en ek gaan nie verander nie. Ek gaan nie vir ander mense het akkommodeer nie. As jy nie van my hou nie, hou jy nie van my nie. As jy nie of ek kom kuier nie, moenie vir my kom kuier nie. Amen. Dis so maklik as dit is. Aanvaar wie jy is, en weet wie jy is in Christus, en weet wie Christus is in jou, dan gaan jy nie jou bekommer oor wat die wêreld sê of dink nie. Amen. En as jy wil weet of mense jou kwy lyk, moet jy wag tot hulle getrek raak. Dis strand gelyk of ek met 'n necklace rondloop, of ek 'n serp aangaan, dis wat hy mense moet jy lyk hoe kwy. Ek lyk jou ook, dankie. Beteken dit moet eerlik word? Nee. Moet ek mense nou verwerp, omdat hulle anders te lewe as ek? Die woord sê op my naaste lief hê. Sê, die skrif sê, jy moet jou naaste lief hê en jou vyande haat. Dan sê Jesus, nee, jy moet jou vyande lief hê. Dit is maklik om 'n broer te hê lief te hê wat vir jou goed is, maar een wat jou bietjie katasa, een wat jou bietjie hardheid gee, is
bietjie moeiliker om daar net lekker oor die weg te kom. Veral as dit by jou werk is, as dit 'n familie is, is 'n ander saak. Maar daar by die werk moet ons saamwerk, so jy moet nou maar jou kant bring. En dan kry jy ou wat heel dag op jou nek is, en dit kan vir jou die rook uit jou irriteer. Maar jy moet dit maar net met liefde aanvaar en laat jou lig so skyn dat daai persoon begeer om te hê wat jy het, en dan kort voorlank van die sien van mense verander. En jou huishouding dieselfde. Baie mense het moeilike kinders, en ek haal my hoed af vir hulle. Maar mense moet maar net vasstaan en glo in dit wat reg is, en bid vir dit wat reg is, en God sal omstandighede verander. Hy sal mense se gedagtes verander, maar jy moet dit vra, want hy gee vir jou die begeerte van jou hart. Hy gee vir jou dit wat jy vra. As jou kinders nie die Here wil dien nie, dan bly jy op jou knie vir hulle. Jy bly bid, dat God jou kinders sal, hulle oë sal oopmaak, en dat hulle met hom 'n verhouding sal soek. En eendag as jy verstom, kom jy agter met jou kinders begin nou kerk toe gaan op hulle eie, sonder dat jy heeldag daaroor praat. Geen gebed wat in opregtheid aan God uitroep, word nie vervul. Op die regte tyd sal God dit doen. Want vir hom is tyd nie 'n probleem nie, want hy is wat hy is. So dit weet nie. So ek wil vir jou sê, as jou probleem jou lam gelê het, vir 'n baie lang tydperk, dan moet jy vir jouself sê, dis nou klaar. Ek het nog genoeg van hierdie probleem gehad. Jy moet die storm aanspreek, en hy sal van jou wegval. Onthou net, jy gaan in jou daagliks gevegte wees. Daagliks gaan jy wel op jou keus wees. Daagliks gaan jy met mense te doen kry, want onthou die duiwel gebruik mense uit nie liggaam. Hy gebruik mense, jou kinders, jou kleinkinders, iemand wat jy nooit gedink het so iets sal jy sal sê nie. Dan kom stories by jou uit, en dan kan hy jou beroof van jou vrede. En dit kan jou vreugde steel. Of jy kan sê, ek gaan nie dat hierdie goed my onderkry nie. Ek weet wie en wie is. Daai persoon is ek voor lief, en ek gaan nie toelaat dat die duiwel hulle teen my gebruik nie, en jy begin vir hulle intree. Ons moet nie op mense opgee nie, want waar sal ons gewees het, ons God op ons opgegee het. Die hele mensdom sou tot niets gegaan het. Maar God het 'n plan gemaak, en sy naam is Jesus. So word deel van my plan. Wees ook. Dat jou ja wees en jou nee, en wees jy ook, ek is wat ek is. Want jy moet nou wees, soos wat jy vir ewig kan wees, want ons was nie. Dat jy nog op die regte plek nie, maar die keuses wat jy nou maak kan bepaal wie jy is, en dit kan jy self met jou vorentoe vat, en jy kan bly wie jy is, bly wie jy weet, God wil jy moet wees. Amen? Kom ons kyk oor. Here, dis vir ons 'n kosbare en wonderlike voorreg om by die woord te kan leer. Dankie dat U tot elke hart en elke gedagte gespreek het vandag. Dankie Here dat ons opnuut sien wie U is en hoeveel U werklik vir ons omgee, Here. U is onveranderlik. Dieselfde God wat met Israel gewees het toe hulle uit Egipte weggelei is. Dieselfde God wat vir hulle voorsien het in die woestyn 40 jaar kos, water, lig in die dag en lig in die nag. U het niks terughou die Here, want U was by U volk gewees, maar hulle het gekies om U teleur te stel. En U gee vir ons die begeerte van ons hart. En daarom wil ek vandag bid, Here, dat elke boetie en elke sussie vir my wat hier is vandag, elke jong mens wat na hierdie boodskap luister, hulle wat ingeskakel is, hulle wat net die direkte uitsending kyk en hulle wat daarna gaan luister later aan. Ek bid Here dat U elkeen waarlik daardie brandende begeerte sal gee om te wees soos wat U wil hê hulle moet wees, sodat hulle ook kan sê ek is wat ek is. En dat niemand dit ongedaan sal maak nie, Here, want as ons vir U lewe, dan ons in U wil. En as ons in U wil is, Here, dan ontvang ons ook U seëninge en U beskerming en U guns. Want U is daar vir elkeen van die kinders. En ons prys U kosbare, wonderlike en heilige naam. Want ons hierdie boodskap saam met ons by hierdie plek kan uitdra vandag en dit kan uitleef sodat ook 'n verskil aan ander mense se lewe kan maak, Here. Aan U alleen kom nou toe die lof, die eer en die aanbidding. Ons prys U kosbare, wonderlike